Maats, vandag doen ons weer die reeks Survivor Israel. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die Here wat vir Jesaja geroep het. En voor ons begin wil ek vra dat ons sal saam bid. En dat ons ook sal bewus wees, Here is met ons. Here, dankie dat U by ons is. Help ons dat ons vandag ook, Here, met hierdie wat ons nou gaan lees en die verhaal waarna ons gaan luister, Here, net meer van U kan leer en nader aan U kan kom. Ons bid dit saam in die naam van Jesus alleen. Amen. Mag Here julle vandag seën met die liefde van God die Vader, genade van Jesus Christus en die nabyheid van die Heilige Gees. Nou maat, ons gaan lees en ons gaan 'n storie lees van Jesaja en ek wil vra dat julle mooi sal luister. Dit is 'n baie belangrike storie hierdie. En ons begin daar by Jesaja 6. Onthou Jesaja is ook 'n boek in die Bybel en ons gaan so 'n bietjie lees oor wat in hierdie boek geskrywe staan. Nou in die jaar toe koning Usia van Juda dood is, het 'n man met die naam Jesaja 'n visioen gehad. Nou 'n visioen is 'n droom waarin die Here ook vir ons 'n boodskap gee. So Jesaja het hierdie droom gehad en die Here het met hom kom praat in daardie droom en vir hom iets kom gee wat hy moes vat vir homself. Nou kom ons luister 'n bietjie na hierdie spesiale boodskap wat hy van die Here gekry het. In die visioen het Jesaja in die tempel gestaan en gesien hoe die Here op 'n baie hoë troon sit. Die onderste deel van sy klere het die hele tempel vol gelê. En by hom was daar engele wat die hele tyd uitgeroep het, Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Nou die engele het so hard geroep dat die tempel vol rook geword het en die deure in hulle kusyn geskit het. Kan jy mooi dink hoe daai prentjie sou gelyk het? Nou Jesaja het baie bang geword en hy het gedink dat hy gaan doodgaan. Hy het gedink is klaar met my. En hy het geroep en Jesaja het geweet dat hy vol sonde was en dat hy nie kon bly leef in die teenwoordigheid van die Almagtige, van die Here God nie. En toe raak 'n engel met 'n warm kool aan sy lippe. Ek dink dit sou gebrand het, maar luister wat sê die engel vir hom. Hy sê, nou dat die gloeiende kool aan jou lippe geraak het, is jou oortredinge vergewe en jou sondes versoen. En toe het Jesaja 'n baie belangrike boodskap van die Here gekry. Luister 'n bietjie wat het hy gehoor, wat die Here vir hom gesê het. Hy hoor toe die volgende: Wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En weet julle wat het Jesaja geantwoord? Hy het geantwoord, hier is ek, stuur my. En so het die Here vir Jesaja geroep om sy boodskapper en sy profeet te wees. Ja, dit alles toe Jesaja ja gesê het. Nou die boodskap wat Jesaja vir die volk moes gee was nie 'n baie maklike boodskap nie. Die Here gaan hulle sonde straf deurdat die mense van Juda deur hulle vyande weggevoer word. 'n Klein groepie sal egter oorbly waar hy die Here weer vir hom 'n volk sal bou. Die volgende gedeelte lees ons oor koning Agas ook sy verhaal. Toe slegte koning Agas, die seun van goeie koning Jotam, die koning van Juda was, het die koning van Aram, koning Rezin, die koning van Israel, koning Peka, besluit om oorlog teen Juda te voer en die hoofstad Jerusalem in te neem. Dit klink soos moeilikheid. En koning Agas en die hele volk het baie bang geword. Die Bybel sê hulle het gebewe soos bome in die bos bewe in die wind, volgens Jesaja 7 vers 2. Die Here het die profeet Jesaja en sy seun na koning Agas gestuur met die volgende boodskap. Hy het vir hulle gesê, bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie. En Jesaja het vir koning Agas gesê, dat koning Rezin en koning Peka maar net soos 2 stukke brandhout is wat rook. Hulle is glad nie gevaarlik nie. Hulle plan om Jerusalem in te neem en hulle nuwe koning in Agas se plek oor Juda aan te stel, sal nie slaag nie. Die Here het gesê dat daar eerder vir Rezin en Peka 'n gevaar wag in die toekoms. Die Here het deur Jesaja gesê, Efraim, wat eintlik ook verwys het maar na Israel, sal binne 65 jaar so verwoes word, dat hy geen volk meer sal wees nie. Jesaja se boodskap was nie net woorde wat vir koning Agas moed in praat nie. Daar was ook 'n waarskuwing, en die waarskuwing was, maar ook julle sal nie stand hou, as julle geloof nie stand hou nie. En dit staan in Jesaja 7 vers 9. Die Here wou hê dat koning Agas op hom moes vertrou om hulle te beskerm. Slegs dan sal hulle kon regop staan teen al hierdie vyande van hulle. Om koning Agas verder moed te praat, het Jesaja vir hom gesê dat hy 'n teken van die Here af mag vra. Hy kon enige teken van die Here afvra.
En hy kon 'n teken uit die hemel of 'n teken uit die doderyk vra. Die teken sou koning Agas daaraan herinner dat die Here die volk sou beskerm as hulle op hom vertrou. Wanneer hy die teken sien, kon koning Agas ophou bewe wanneer hy aan sy vyande Rezin en Peka dink. En luister wat het koning Agas vir Jesaja geantwoord. Vir julle ook. Nou hy het gesê, ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tart nie. Nou dit klink dalk na die regte antwoord om te sê, asof koning Agas nie vir die Here moeite wou aandoen nie, of vir die Here wou toets nie. Maar weet julle wat? Ai, in sy hart het koning Agas 'n ander plan gehad. Ai, hy kan mos nie 'n ander plan vat, hy moet ons op die Here vertrou. Koning Agas het besluit om eerder vir die koning van Assirië te vra om hulle te beskerm. Dink julle nou die koning van Assirië is sterker as God gewees? Nee, natuurlik nie. Dit was mos nie 'n baie slim besluit nie. Nou Agas het geweet dat as die Here vir hom 'n teken gee, het sy vertrou op die Here, dat hy sy vertrou op die Here moes plaas. En toe sê Jesaja vir hom, die Here sal daarom self vir julle teken gee, 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Dit staan al reeds geskryf in Jesaja 7 vers 14. En hierdie naam Immanuel beteken God is met ons. Die Here het verder gesê dat koning Rezin en koning Peka oorwin sal word, nog voordat die seentjie oud genoeg is om te kies tussen wat reg en verkeerd is, maar dat koning Agas en sy volk ook oorwin sal word. Wie is die vyand wat hulle sal oorwin? Niemand as die koning van Assirië. Ons lees in 2 Konings 16 hoe dat koning Agas toe wel vir koning Tiglat van Assirië om hulp gaan vra het. Hy het selfs vir hom geskenke uit die tempel, die huis van die Here gestuur. En nie lank daarna nie is 'n seentjie gebore. Ons weet nie presies wie sy mamma was nie, maar sy was 'n jong vrou wat moontlik in koning Agas se paleis gewoon het. Elke keer wanneer koning Agas vir Immanuel sien, rondkruip het of hoor lag of huil, was dit vir hom 'n teken. Immanuel was 'n teken dat die Here nie sy volk heeltemal alleen sal los nie, want hy het reeds aan Dawid beloof dat sy nageslag vir ewig op die troon van Juda sal regeer. Hy was egter ook 'n teken van die Here se straf, omdat koning Agas gekies het om nie die Here se hulp te aanvaar nie, maar eerder op 'n koning wat nie God geken het nie, te kon reken. Aanvanklik het die koning van Assirië vir die koning Agas gehelp en die stad Damaskus verower, die mense weggevoer en vir koning Rezin van Aram doodgemaak, maar uiteindelik het koning Peka van Israel sommer ook die Edomite en Filistyne in Juda verslaan. Dink julle koning Tiglat van Assirië vir wie koning Agas aan die begin geskenke gestuur het hom gehelp? Wat sou julle sê? Nee, koning Tiglat van Assirië het ook koning Agas teen koning Agas gedraai. Al het Agas weer vir hom 'n klomp geskenke gestuur. Hy kon hom nie omgekoop kry nie, nee. Dit alles het gebeur omdat koning Agas en die mense van sy volk gekies het om afgode te aanbid. Koning Agas het selfs van sy kinders aan die afgode geoffer. Hy was tot aan die einde van sy lewe ontrou aan die Here. Nou 4 jaar na koning Agas se dood, toe slegte koning Hosea oor Israel regeer het gebeur wat Jesaja jare gelede vir koning Agas gesê het, toe hy so bang was vir koning Peka van Israel. Koning Salmaneser van Assirië het Samaria, die hoofstad van Israel, binnengeval en die koning en ook al die inwoners van Israel weggevoer. Israel was die mense vir wie God geroep het om sy spesiale volk te wees. Hulle almal was die familie van Jakob, of Israel, soos God hom genoem het, sy 12 seuns, die 12 stamme saam die volk Israel, of die Israeliete genoem. En nou het die Noordryk Israel opgehou bestaan. Dit was hulle straf omdat hulle bly weier het om aan die Here en sy bevele gehoorsaam te wees. Die Here het self hulle reeds in die woestyn en daarna oor en oor deur sy profete vir die volk gesê dat hy hulle wou seën vir hulle gehoorsaamheid, maar hulle sonde sou straf. En nou het net Juda oorgebly. En 'n mens wil vra, maar hoe gaan hulle survive? Nou dis 'n verhaal vir volgende keer en ek wil eers vir julle vra, maats, dat ons sal vasstaan en stilstaan by hierdie verhaal ook van Jesaja wat geroep is. Vir ons is ons teksgedeelte vandag Jesaja 6
vers 8, dit sê vir ons, toe het ek die Here gehoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Net soos wat die Here vir Jesaja geroep het jare gelede, vra hy ook vir elkeen van ons, dat ons ook moet vir hom lewe. Dat ons lewens vir die Here sal gee. En maat sê, almal gaan dit altyd verstaan nie. Jesaja het die boodskap vir die koning Agas gegee, en hy het gesê, ja, nee, dis reg, maar eintlik op die ander kant het hy 'n hele ander plan gehad, wat toe verwoesting gesaai het onder die hele volk. Nou, ons is ook eintlik boodskappers van die Here se hoop. En party maats, as ons vir hulle sê, in hierdie tyd hou ons vas aan die Here, en die Here se hoop, gaan hulle vir ons sê, ja, nee, dis reg, en aan die ander kant, hulle glo dit nie eintlik nie. Ander maats kan dalk vir ons so 'n prontheid sê, nee man, ek dink nie die Here is met ons, want kyk, ons is al meer as jaar lank in hierdie pandemie. Ander maats kan dalk saam met ons sê, weet jy wat, ons staan op die hoop van die Here. Die Here vra dat ons in die pandemie tyd ook moet leef vir hom. Dit beteken dat ons draers sal wees van die Here se hoop. En ek wil vir jou vra dat jy, wanneer maats dalk nie saam met jou stem nie, of hulle sê, ja, maar as die Here by ons was, dan sou dit nie so lank gevat het nie, of hulle bevraagteken hoe jy nog aan die Here kan glo, wil ek vir jou vra dat jy sal vas staan in die Here. Want soos ons sien het die Here ook, die wat in hom bly glo het hy vir hulle vasgehou, het hy hulle laat staande bly, en hy het ook later vir hulle 'n volgende Immanuel gestuur, God met ons, en dit was Jesus wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Die Here gee vir ons hierdie boodskappe uit die woord van God self, dat hy ons sal oppas, dat hy by ons sal bly, en as ons deur hierdie moeilike tyd gaan, dan sal hy ons dra in hierdie pandemie tyd. En nie almal gaan dit verstaan nie, maar ek wil vir jou vra, maats, hou jy vas aan die Here se hoop? Baie maats gaan vir jou elke dag kan vertel hoe sleg gaan dit. Hoe erg is dit? Hoe negatief is alles? Ek wil vir jou vra, die Here roep jou om 'n draer te wees van sy hoop. Kyk na jou eie lewe en dinge om jou, en vra vir die Here om jou oë oop te maak vir die goeie dinge wat die Here vir jou gee. En wanneer jy dit raak sien, gaan en gaan vertel dit vir ander. En moenie bekommerd wees as almal dit nie gaan verstaan nie. Die belangrike is, hulle kan in jou lewe sien, dat God ook by jou is, jou in hierdie tyd dra, en deur jou lewe werk. So maats, kom ons antwoord ook vandag, die Here is, kom ons sê vir die Here, Here, hier is ek wil vir u leef in hierdie tyd, ek wil vir ander ook u hoop wys. Geen nie om wat hulle reaksie gaan wees nie. Mag hulle ook ietsie van die Here se hoop beleef deur jou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u vir ons 'n groot hoop gee, dat u vir ons wys ook, Here, dat u vir ons deur hierdie tyd sal dra. En Here, in hierdie pandemie kan ons nog steeds ons eie lewens terugkyk en soveel dinge sien wat ons sê, ons weet die Here is vir ons goed. Die Here is met ons. Help dat ons nie in negativiteit sal vasval nie, maar dat ons sal kyk, Here, vir u goedheid en u guns op ons lewens. Here, vir die maats met wie dit moeilik gaan, wat dalk in isolasie is, of wat nie lekker voel nie, dra hulle in hierdie tyd, Here, en help hulle. Here, ons wil bid vir almal met wie se familie of hulle vriende deur hierdie COVID-tyd geraak word, en ons wil vra, Here, help hulle ook in hierdie tyd. En help ons dat ons ook elke dag sal moeite maak om te kyk, Here, na u goedheid en die seëninge wat u in ons lewens plaas, sodat ons dit kan raak sien en opgewonde en bly kan raak daarvoor, Here, en dit vir ander kan vertel. Here, maak ons in hierdie tyd u draers van hoop. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Maats, mag jy in hierdie week wat voorlê 'n draer wees van God se hoop. En mag jy ook uitkyk vir die goeie dinge wat die Here in jou lewe vir jou gee. Mooi week vir julle maats. Totsiens maats.